Goeiemôre julle. Baie welkom. Dit is regtig lekker om julle weer eens te sien vir nog 'n Sondag. En ons gaan 'n baie spesiale tyd saam hê, lekker diens en ook die nagmaal. Dit is net altyd spesiaal om dit saam te vier. So ons gaan begin met 'n liedjie wat sê I'm your beloved en dit gaan ons maar net herinner aan die feit dat ons God se geliefdes is. Yes, ek kyk hierdie week 'n speech wat Amanda Strydom gemaak het by die Fiestas, nê. En sy begin haar speech so met baie dankie geliefdes. Dit was vir my so mooi. Ek het dit lank terug gehoor. Baie dankie geliefdes. So weet jy is 'n geliefde vanoggend. So sê vir iemand vanoggend langs jou, welkom geliefde. Geniet vanoggend. So hierdie liedjie se naam is I'm your beloved. I am your beloved. You have bought me with your blood. And on your hand you've written out my name. I am your beloved, the one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. I've heard the accusation and I've heard the propaganda. I've heard the lies they whispered to my soul, and that I've been forsaken and I'll always be forgotten. No matter what I do, it's not enough. But then I heard a voice and it opened up the heavens, reminding me of who I've always been. I am your beloved. You have bought me with your blood. And on your head you've written out my name. I am your beloved, the one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. There's no accusation or any condemnation when I look into my Father's eyes. And they don't see my sin, they only see redemption. This is how my heart has been defined. I can hear a voice that is louder than the heaven, reminding me of who I've always been. I am your beloved, the one the Father loves. On your head you've written out my name. I am your beloved, the one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. Mercy has defeated all my shame. Goeiemôre liewe vriende en baie hartlik welkom hier by Harmonie Gemeente. As jy 'n paar van ons geliefdes mis, hulle hardloop seker toe Oceans, of is dit nou al verby? Was gister. Hulle is hulle rus. Hulle rus. Hulle rus. Ja, okay. Baie hartlik welkom. Saam met ons is nou nog so 'n bietjie die laaste lang naweek voordat die skool weer gaan begin. Hy gaan nou werk soos 'n flikkerlig. Hy gaan begin, dan gaan hy weer af en dan gaan hy weer begin. So dis nou daai tyd van die jaar, maar dis ook 'n opwindende tyd en ons is bly dat u saam is hier. En ek sê vir hulle vanoggend baie vroeg toe ek bietjie tuin nat spuit, dis hier diskant na 4 se kant. Toe sê ek vir die Here, ek gaan nie vandag net nog 'n lysie kom tik en kerk toe gaan nie. Ek wil tyd saam met u spandeer. Ek wil in die teenwoordigheid wees.
Ek wil met elke lied so 'n bietjie inneem as hy sing, I'm your beloved. Daar's geen meer veroordeling vir die wat in Christus is. Wow, ek is sy geliefde. So ek wil jou nooi om vanoggend so 'n bietjie saam elke oomblik te geniet. Dat jy nie net vanmôre kan sê, luister, is afgetik, ek was by die kerk. Nee, vat 'n oomblik. Spandeer tyd in die teenwoordigheid van die Here. Geniet die liede. Ek sê vanoggend vir hulle met die klarinet en die viool en die tromme en die gitaar en die klavier. Daar's sulke oomblikke, geniet dit net. Maak kontak met die Here. Ok, nou preek ek alweer. Baie welkom. Geniet dit saam met ons. As jy vir die eerste keer hier is, daar in die gang af is die badkamers en daar's altyd heerlike gratis koffie en tee en geborgde beskuit. Baie dankie daarvoor. Geniet dit sommer net heerlik saam. Ons kinders in die jeug is saam met ons, geniet dit en julle is baie gelukkig want Rassie preek vandag. So dis sommer lekker jonger en julle gaan dit ook saam geniet. So wat hierdie week voor lê, ons manne kom weer donderdagoggend 5:00 bymekaar, donderdagoggend 5:00. As jy graag wil deel raak of net wil kom bywoon, welkom. Praat met Andrei en dan sien ons julle donderdagoggend 5:00 en dan bid die manne en gesels ons bietjie saam. Eerskomende Sondag, spits gou die ore. Eerskomende Sondag, dis die 13de April, is die paasproduksie in die tyd van die diens. Nou, jy moet nou baie mooi kennis neem, dis nie 'n paasspel, wat het hulle hom genoem? 'n passiespel, passiespel, sorry. Die woord was nou, dis nie dit nie, dis 'n storie op sy eie van 'n ouetjie wat iemand wou wees, of iets wou wees. So daar's 'n bietjie komedie in, en 'n mens wonder, hoe kan dit werk voor Paastyd? Nou kom kyk. Sondagoggend 9:00, gewone dienstyd, ek het maar gesê 9:00, ons kry ons koffie, alles gaan hier wees, nooi iemand saam, sit agteroor en geniet 'n produksie van so uur en 'n half daar rond, gewone dienstyd, bietjie langer, kom geniet dit, en as jy nie die oggend kan kom nie, dan staan 'n tweede geleentheid, 3:00 die middag, word dieselfde produksie weer gedoen. So al jou ander vriende wat by die bron en by ander gemeentes is, nooi hulle en sê vir hulle 3:00 is daar nog 'n produksie en dan bring jy hulle saam. En daar sal koffie en tee wees, ons gaan offergawe opneem, maar net om jou so 'n bietjie, wat noem hulle dit, 'n lusmakertjie te gee, kom ons kyk gou weer na die kort videoetjie. Geheime verraad en verspotte komplotte. Wat ons het 'n probleem, 'n reuse probleem. Die paasproduksie Geheime Verraad en Verspotte Komplotte word op 13 April in die saal van Hoërskool Bellville opgevoer. Daar is 'n vertoning om 9 voormiddag en 3 namiddag en toegang is gratis. So bring jou familie en vriende en moenie hierdie besonderse produksie misloop nie. Geheime Verraad en Verspotte Komplotte is vir die hele gesin. Jy's snaaks. Jy's baie snaaks. Ja, maar wat is dit presies wat ons vir die Joodse Raad moet doen? Om te dink al wat ons moet doen is om seker te maak dat daai Jesus wat hulle doodgemaak het, dood bly. Nou ja, dis geheime verraad en verspotte komplotte. Jy snaaks, baie snaaks. Nee, ek's nie akteur nie. Vriende, kom eerskomende Sondag 9:00 en 3:00, moet dit nie misloop nie. Daar's mense wat baie hard oefen om iets vir jou hier op die planke te bring wat almal sal geniet. En dan sommer, ons is nou in Paastyd, gaan ons nou in, die 18de Goeie Vrydag is ons Goeie Vrydag diens, 8:45 gewone tyd, met nagmaal. Rita het gesê, sy het 'n snaakse ding in haar kop, sy sê, vra vir die mense, hulle moet so donker as moontlik aantrek. So as jy nou lus is om deel daarvan te wees, is Goeie Vrydag, ons het hierdie wonderlike heilige atmosfeer met nagmaal en alles, en jy het nou 'n swart pakkie of ietsie, nie 'n swart suit nie, ek praat nie daarvan nie, jy wil 'n bietjie donkerder as normaal aantrek, doen dit. Ons gaan absoluut 'n wonderlike geleentheid skep en ek gaan die woord bedien. Goeie Vrydag, die 18de. Opstanding Sondag, dan gaan ons so bright as wat ons kan. Die 20ste. En dan vir die kinders gaan daar 'n bietjie ook 'n poppespel wees, die 20ste met opstandingsdiens. Dan vandag praat Erastus Bekes oor praat paraat. Nou, hy moet maar self kom praat wat praat paraat is. Ras gaan praat oor praat paraat uit die woord. En ek's baie opgewonde om te hoor
wat hy gaan sê, en ek het so 'n bietjie na hom geluister en wat hy deel. Daar's beslis sulke goeie raad wat jou eie lewe kan verander vir hoe jy oor jouself praat en wat jy als glo. En of jy regtig vandag kan uitstap en die lied kan glo waarmee ons begin het, wat Christus oor ons gesê het. Ek dink ek het alles genoem. Wat ons ook nog gaan doen voor diens is, ek kan nou daarvoor voorberei, ons gaan ons offergawe, dankbare harte en tiendes ingooi. Daar gaan 'n span verby jou kom en vir die jong mense en almal met slimfone op daai emmertjies daar ook so scan QR code wat jy kan gebruik. So ons gaan hierdie geleentheid gebruik om ook ons dankbare harte te wys en te gee vir die Here se werk. Die span kan gereed maak daarvoor en dan gaan ons saam bid. Baie dankie vir al die bydraes. Baie dankie aan elkeen wat bygedra het. Ek wil u ook hartlik uitnooi almal om vanoggend deel te hê aan die nagmaaltafel. Dis nie ons nie, dis nie harmonie se nie, maar dis Christus se uitnodiging wat gesê het ons kan almal deel hieraan hê. En as ons nie deel hieraan het nie, het ons nie deel aan Christus self nie. So u is almal hartlik uitgenooi. Net na afloop van die boodskap sal ek nagmaal instel. Kom ons bid saam. En dan loof ons wonderlike hemelse Vader. Here, baie dankie dat ons vanoggend lof van U kan bring. En nie net met ons woorde nie, maar met ons harte. Dankie Heilige Gees dat U ons help om vir 'n oomblik in hierdie oomblik te wees. In U teenwoordigheid, ek nooi U om saam met ons te wees. Mag U heerlikheid hierdie plek vul, mag dit ons harte vul en soos dit ons die lof besing, Here, dat U by ons sal wees, dat U 'n woning hier by ons sal kom maak. Here, ontvang die lof van ons harte. Dankie dat U elkeen van ons by die naam ken wat vandag hier is. Dankie dat U ons stryd ken, dat U die diepste geheime, donker geheime van ons harte ken, dat U alles weet, Here, dat dit openbloot voor U is, en Here, dat U nog steeds ten spyte van wie ons is, ons roep as U geliefde kinders. En dat die kosbare bloed van Jesus groot genoeg is om alles van ons te verander en nuut te maak. Dankie vir U liefde, dankie vir U teenwoordigheid en dankie vir alles wat U in ons lewe gedoen het en ontvang so die lof van ons harte in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing ons heerlik saam. Baie dankie. Ek wil U lof verkondig, Heer, want U het my gered en meer. U het my hulp geroep, gehoor en my genees. U het my uit die dood gered, toe dit te laat gelyk het en U het
wie regeer? Wie is in beheer? Wie's die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy's die weg en waarheid en as niemand soos hy. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier en halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier en halleluja, ons koning kom, hy kom ons daar. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier en halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom ons daar. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit paard en hy kom vir jou en my. Lig jou hande na voor, sing halleluja, hier en halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na voor, sing halleluja, vertrou op hom, halleluja, ons koning kom, hy kom ons daar. Ons koning kom, hy kom ons daar. Groot is die Here, die waardige een, in die heilige stad hy alleen. Die hele aarde juig, en groot is die Heer in wie ons die oorwinning het. Dit is hy wat ons van die vyand red.
met hele schepen, wie wat in liefde God rechtvaardig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is die guns, want die buig U tot ons neer. Heilig, 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 machtig en weldadig, U was en is en sal vir ewig wees. Ja, want U was en is en sal vir ewig wees. Here, ons kom hierdie oomblik na U toe met harte wat oop is, met ore wat ingestel is op U stem, en ons vra Heilige Gees dat U vanoggend hier sal wees en met ons sal kom praat. Ons sê, grote God, groot is U naam. Groot is U guns, groot is U liefde. Vader, dis hoekom ons hier is vanoggend. Ons is hier in afwagting om van U te hoor, om U toe te laat om ons lewe te kom regpak. Die gemors wat in ons hart is te kom uitsorteer, Here, en vir ons te kom moed gee vir hierdie tyd wat voor ons lê, wat ons nie weet wat aangaan. Here, ek wil vra dat U vanoggend hier sal wees met elkeen, en met my wat die woord gaan bedien, Here, dat U my sal help, dat ek dit sal oordra, soos U dit vir my gegee het, en dat harte ontvanklik sal wees, Here, maar dat die belangrikste is, dat U Heilige Gees die werk sal doen, Here. Dankie vir wie U is. Dankie dat U vanoggend hier is. Ons loof en ons prys in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie julle, kom sit. Dankie julle. Goeiemôre. Nou ek kon nie 'n beter liedjie gekies het vir hulle om te sing voor die boodskap wat ons vandag gaan hê nie. Nou die tema klink dalk so bietjie vreemd, praat paraat. Nou as jy nie weet wat paraat beteken het nie, dan is jy dalk te jonk, maar paraat beteken om reg te wees, om reg vir 'n geveg te wees. En ons gaan kyk na 'n storie in die Bybel, en ek het so 'n bietjie baie weggegee verlede week, van iemand wat paraat gepraat het, en wat ons op die ou en dan ook so by hom kan leer. So ek is bly dat jy hierso is vanoggend, maar net voor ons begin wil ek jou net eers vinnige vraag vra, en ek wil hê jy moet eerlik wees, onthou dit is 'n skool, maar ons is nou by die kerk. Wie hou van series kyk? Okay, so die wie hande nie op is nie jok. Nou, wie hou nie daarvan om 'n storie te volg en jouself in te leef by die karakters en half so 'n bietjie deel te voel van die storie nie? Nou weer ons twee tipe mense. Jy kry een tipe mens, hulle is fine om 'n episode aand te kyk of dalk een episode 'n week te kyk en hulle soos kyk. Dis fine, dis reg. Ons wag tot môre aand. Dan kry jy die tweede tipe persoon wat 3 seasons oor 'n naweek kyk. En is net soos ja, ek was 'n hele paar van hierso. Nou as jy nommer 2 is, dan het jy seker nie klein kinders nie of jou kinders is uit die huis uit en groot. Maar toe ek met Mariegen so 'n bietjie oor die preek gesels, toe sê sy vir my, ja, as jy nie kinders het nie, dan kan jy 3 flieks 'n aand kyk. Maar as jy kinders het, dan kyk jy 3 aande aan 1 fliek.
En ons het dit ook al so gehad met Emma, dat jy probeer iets en dan gebeur daar iets en dan moet jy stop en dan gaan jy weer so verder, stuk vir stuk. Maar ek moet jou iets sê van toe ek groot geword het. Ek het nie groot geword met 'n TV nie. Nou dis nie omdat ek so oud is dat ons dit nie gehad het nie, my ouers het wou net nie 'n TV in die huis gehad het nie. Ons het die ding gehad, maar daar was niks wat by die ding ingegaan het. So ons kon video's gekyk en ons moes gaan video's uitneem met nou en dan, wat ons ook so wel gedoen het. Maar altyd by die skool as ek vir my vriende sê, hoorie, ons het nie 'n TV nie, dan sit al shame, hulle het nie 'n TV nie. En ek meen, dit het soveel grappe ontaard en goed gevra, en op die ou eind, een van die snaakses wat een van my vriende eendag vir my gevra het, is, hoorie, maar waartoe wys julle banke in die sitkamer? Sê, ons kyk na mekaar toe, ons praat met mekaar, want daar was nie 'n TV gewees, waartoe ons op die ou eind, waartoe jy nou al die banke nou laat wys nie. Maar dit was vir my nooit vreemd nie, en ek het nie altyd gevoel of ek eintlik uitmis nie, maar ek kon nie saam praat oor Sewende Laan, en oor dit, en oor dat, en die stories wat daai tyd op die TV was nie, en ek het eintlik geweet wat ek mis nie. Maar as ek met jou met 100% eerlik wees, ek gaan nou baie sukkel om my lewe te imagine sonder 'n TV. Sonder om by die huis te sit, na jy geëet het, sit op die bank en jy kyk iets. Nou daar is so baie opsies, daar's Netflix, daar's Prime, daar's Apple TV, daar's YouTube, daar is so baie opsies, soveel ure se content wat daar op is, maar tog is kwaliteit regtig nog steeds skaars. Skaars om iets te kry wat goeie kwaliteit is. Nou ek sal eerste wees om te bely dat ek heeltemal te veel tyd daaraan spandeer, en tyd wat ek dalk beter kon gebruik het, om dalk met my vrou te praat, of aan ons huwelik te bou, of aan tyd om met God te spandeer, maar ek glo met 'n goeie balans, dan is daar goeie stories om te kyk. En so 'n paar weke terug toe gesels ons met Hugo daaroor, en hy deel graag met ons wat hy besig is om te kyk, en hy sê, hoor, julle moet op Prime House of David kyk. Het enigeen van julle nou House of David gekyk wat op Prime is? Okay, hier en daar is ons so, ja, nee, party mense het geen idee waarvan ek praat nie. Nou, kom ons vra, as jy House of David gekyk het nie, het jy al ten minste 10 minute van The Chosen gekyk? Okay, so ek gaan in 'n trend van Bybelstories. Stories wat gemaak is op 'n goeie kwaliteit, met 'n goeie budget, wat gebaseer is op Bybelse verhale. Nou, ek weet die Bybel is, om te lees so, is baie interessant, maar ek is 'n prentjie mens. Ek hou van prentjies kyk en stories kyk, en ek hou daarvan om te sien hoe die gedeeltes waarmee ek groot geword het, lewe kry en kleur kry, en waar daar 'n bietjie name by die gesigte kom en daai tipe van goed. Jy kan dalk nie saamstem en sê, nee, ek kyk dit nie, want dit is nie 100% Bybels nie. Of dit staan nie so in die woord nie. En is fyn, jy kan jou opinie kry. Jy kan jou opinie hê, maar is dit nie beter om tog ietsie te kyk wat opbouend is en wat vir jou moed gee, wat gebaseer is op die woord, al is dit nie 100% die woord nie. Want ek dink die hoeveelheid mense wat nou hulle Bybel gaan optel en Matteus gaan lees oor die storie van The Chosen, of 1 en 2 Samuel gaan lees oor die storie van Dawid, is groot. So ek dink daar is tog 'n positiewe daaraan. Maar elke keer wanneer ek moet keuses maak by die tipe van goed, dan sukkel ek om vir myself te luister. Enigiemand anders? Ek sukkel om vir myself te luister. Ek sê ek moet beter keuses maak, ek moet my tyd beter spandeer, ek gaan nou ophou dit doen, ophou dat doen, of hierdie bietjie meer doen, maar elke keer dan kom my oomblik wat ek die keuse moet maak, en gaan ek iets opbouend kyk, of gaan ek my tyd mors met iets anders, en dan kies ek gewoonlik verkeerd. En dis nie lekker nie. Maak nie saak hoeveel keer ek vir myself sê nie, ek gaan dit nou doen, ek gaan dit hierdie keer doen, dit werk nie so eenvoudig nie. Terwyl ek besig was om voor te berei vir hierdie boodskap, kom ek af op 'n stelling wat hy ou gesê het, en in die Engels is dit mooier, maar ek het dit vir jou gaan vertaal, want ek moes hoor as mense wat 'n probleem het as ons Engels praat, soos wat Hugo vir ons verlede Sondag gesê het, hy sê, die lewe gaan nie eintlik oor die goed wat in ons lewens gebeur nie, maar dit gaan eintlik meer oor die gesprek wat ons met onsself daaroor het. En eers toe ek daarna dink, ek weet nie of ek so 100% saamstem nie, maar hoe meer jy daaroor gaan dink, dan besef ons, daar is so eintlik 'n bietjie waarheid wat in daai stelling lê. Dit gaan oor die gesprek wat met onsself het, speel net so groot rol, soos die situasie waarin jy dan op die ou end is. Hier kom dit nou, die Engelse woord daarvoor is self-talk. Hoe praat jy met jouself? En die impak daarvan is baie groot. Die dialoog wat binne jou gebeur, het die potensiaal om jou rigting van jou lewe heeltemal te verander, of ten minste verskriklik baie te beïnvloed. Nou, ek weet nie van jou nie, maar
ek praat nie altyd baie nice met myself nie. En ek is dankbaar vir die Here se genade dat hy my kom verander het, maar as iemand met my gepraat het, soos ek met myself praat 'n paar jaar terug, sou ek hulle dalk te lyf gekom het of dalk 'n paar klappe uitgedeel het. Want ons praat nie, ons is nie nice met onsself nie, ons het bitter min genade vir onsself. Dis baie belangrik om te let die gesprekke wat in jou binneste aangaan en ook die gesprekke waarmee jy op die ouend betrokke raak. Nou ek het laasweek so klein bietjie dalk te veel gesê dat ons oor Dawid en Goliat gaan gesels en ek dink halfte van die mense wat hier was van, regtig Dawid en Goliat? Kan jy nie met hartklop of met polsslag daar gaan praat by die jeug of die kinderkerk nie? Ek meen, Dawid en Goliat, ons praat al van Dawid en Goliat toe ons so kleins af is. Hoekom praat jy nie met hulle daaroor nie? En ja, dit is 'n baie bekende verhaal en ons almal ken die storie en ons het dit al baie keer gehoor. Maar ek dink die feit dat ons so bekend is daarmee en eintlik die storie ken, kan dalk 'n rede wees dat ons partykeer van die openbarings wat eintlik nog vir ons daar binne is, so 'n bietjie mis. As ons daar kom, okay, storie van Dawid en Goliat. Blaai bla bla, lees verby, okay, ek weet wat gebeur het. Maar ons kan gaan stil staan en uit 'n ander perspektief daarna kyk en ons kan ietsie leer wat vir ons kan moed gee, wat ons lewe kan op die ou en dan nou verryk. Dis my gebed dat jy vandag ietsie nuuts, 'n vars perspektief van iets van die storie van Dawid en Goliat sal kry en dat jy dit sal hoor en raak sien, want dit het die potensiaal om jou lewe te verander. Want die manier hoe jy met jouself praat, of met ander mense praat, of met die Here praat, het die potensiaal om jou lewe te verander. Nou ons gaan vandag kyk na 1 Samuel 17 en daai hele gedeelte is bekend vir die geveg tussen Dawid en Goliat. Maar ek dink dat daai hoofstuk of daai stuk in die Bybel gaan eintlik meer oor die gesprekke as oor die geveg. Nee, dit kan nie so wees nie. Hoekom sê ek so? Ons almal ken die storie. Dit kan opgesom word in die liedjie wat ons sing toe ons klein was. Wat sê, toe tel Dawid 5 klippies op en hy gooi die reus teen sy kop en toe val die reus op sy neus. En nou gaan Emma so. Sy kan nou neus wys. En ja, dit is die hele storie en dis die geveg tussen Dawid en Goliat. Maar as alles dan so opgesom kan word, hoekom is daar 58 verse in 1 Samuel 17? 58 verse oor 'n geveg wat opgesom kan word in 4 sinne. Dis al die gepraat. Daar's baie praat, gesprekke, goed wat gebeur, goed wat gesê word. Nou wat baie interessant is, en net om 'n bietjie my punt so te reinforce of te bevestig, is hoe leer ons vir Goliat ken in hierdie stuk? Wat is die eerste interaksie wat ons met hom het? Is hy besig om die Israeliete uitmekaar uit te ruk? Is hy besig om hulle met die spiese te gooi? Is hy besig om moeilikheid te maak? Of wat doen hy? Hy's besig om te praat. Ek dink hy het geskree, want hy het 'n bulderende groot stem soos 'n reus gehad, maar hy's besig om te praat. En dit het hy gesê het die hele weermag van Israel laat bewe. En dit is wat ek vanoggend so 'n bietjie meer oor gesels. Nie so erg oor die geveg nie, maar eintlik oor die gesprekke wat ons in die boek van 1 Samuel kry. Juis hoekom die tema is, praat paraat. Ons gaan kyk na 1 Samuel 17 vers 17 en 18, waar een van die eerste gesprekke is, wat 'n baie belangrike rol speel in die boek. En dis 'n gesprek tussen 'n pa en sy seun. Tussen Dawid se pa Isaai en Dawid. Frans, jy kan die vers opsit. Isaai het vir sy seun Dawid gesê, vat tog vir jou broers 16 kg gebraaide koring, 10 brode en bring dit vir hulle in die kamp. Ek weet nie hoe kan hy sê, vat dit gou nie, want julle gaan nou hoor. Die 10 kase moet jy na die bevelvoerder van die afdeling gee, dan moet jy sommer seker maak of dit nog goed gaan met jou broers en 'n bewys daarvan saambring. 16 kg gebraaide koring, dit is baie. Hier vra Dawid se pa basically vir hom om 'n kaasbord vir sy broers te vat. Vat vir hulle kaas, vat vir hulle brood, vat vir hulle koring, en terwyl hulle by die weermag is, en hulle is heel moontlik besig om te veg, hulle weet nie wat daar aangaan nie, en Dawid het 'n besluit om te maak. Nou wat vir my en jou soos 'n relatieve 'n klein opdrag is, of 'n klein taak lyk, is eintlik 'n groot ding wat in Dawid se lewe speel. 'n Groot ding wat afspeel. Sy broers is by die weermag, en hulle het heel moontlik al kos gehad, hulle het tog gesorg vir hulle, en Dawid se verantwoordelikheid daai tyd was om eintlik sy pa se skape op te pas in die veld.
Hy kon maklik gesê het, hulle is fyn, hulle het kos. My verantwoordelikheid lê hier, wie gaan na die skape kyk? Ek moet hier wees. Dis so asof dit al 'n klein en onnodige opdrag was, want hulle is nou al amper langer as 'n maand weg. Nou moet ek nou vir hulle kos vat. Hoe weet ons of hulle nog ewen leef? Dit is amper so asof hy dink oor dis so klein bietjie onnodig. Maar as Dawid nie op hierdie klein opdrag gereageer het nie, dan sou hy nie op die regte plek gewees het vir God wat 'n afspraak met hom gehad het nie. En daai is 'n groot waarheid wat ons moet besef. Soms is hierdie goedjies wat klein en onnodig lyk en wat partykeer vir jou bietjie soos tydmors lyk, wat die Here kan gebruik om groot goed in en deur ons te doen. Daardie groot deurbraak wat jy die Here voor vertrou en wat jy voor bid en wat jy voor vra, Here, doen hierdie groot ding, kan opdaag in jou lewe deur ietsie wat klein, onnodig of eintlik maar so 'n bietjie onindrukwekkend lyk. Dan wonder ek, maar hoekom is dit so? Hoekom is dit as ons die Here vra vir ons wil die Here, hy moet hierdie groot ding doen? Hy kan die groot ding doen, maar hy vra eers vir ons, maar ek wil die proses begin met hierdie klein dingetjie. Hoekom doen die Here dit? Is dit nie dalk dat die Here wil sien hoe ons die klein goedjies hanteer nie? Dat hy wil sien dat ons 'n goeie rentmeester is om die klein ding reg te doen, voordat hy kom en ons vertrou met meer en vir ons die groter ding op die ou end doen. Dit herinner my so 'n bietjie aan die gelykenis van die talente. Die talente wat uitgedeel is vir die dienaars en om te kyk wat hulle daarmee gaan doen en hulle het opgetree soos wat hulle karakter was. Die wat dit gekry het gewerk daarmee, maar party wat min gekry het net gesê, maar ek gaan niks daarmee doen nie. Die wat gewerkskaf het daarmee en wat dit meer gemaak het is beloon en die wat die bietjie verontagsaam het is nie beloon op die ou end nie. Verbeel jouself vir een oomblik Dawid het hierdie klein opdrag wat sy pa vir hom gee, hierdie onnodige ding net besluit soos maar dis nie regtig my tyd werd nie. Dit kan eintlik dis bietjie benede hom. Stuur 'n slaaf met 'n donkie, laat hy die stofpad vat oorlog toe. Wat as hulle besig is om terug te hardloop in die oorlog kom en hulle vang my in die proses? Stuur 'n slaaf, vat 'n donkie, gaan. Veral as ons gaan kyk wat vroeër in die boek van Samuel gebeur het. In hoofstuk 16 gebeur daar, lees ons dat Samuel is op pad na Juda. En hy gaan net na buite Bethlehem waar Isaïe gebly het en Samuel is deur God gestuur om die nuwe koning van Israel te gaan salf. Nou hy het daar aangekom en hy het elke seun van Isaïe oorweeg. Van die grootste en sterkste totdat hy gedink het op die ou end is die jongste. Maar Dawid was nie daar nie. Hy was in die veld by die skape. Sy pa het nie eers gedink oor dis nodig vir hom te sê hoor hierso, die profeet is op pad. Kom. Hulle het nog offers gemaak en saam geëet. Hy het nie eers gedink dis nodig om hom te nooi vir dit nie. En Dawid bly daar in die veld en Samuel dring aan daarop dat hy geroep word. En Dawid word gesalf as die volgende koning van Israel. En hierso is waar ons daai bekende vers kry wat sê dat God kyk nie na die uiterlike nie, maar hy kyk na dit wat binne is. Wat ook vir my amazing is van hierdie situasie is dat Dawid is in die veld. Hy weet nie eers heel moontlik van hierdie nie. Maar wanneer God 'n plan het met jou lewe, dan sal sy wil geskied, al is jy nie eers bewus van die geleentheid nie. Hy sal 'n manier kry dat dit reg uitwerk en dat sy wil op die ou end in jou lewe geskied. Dawid word gesalf as die volgende koning van Israel, alhoewel Saul nog leef en Saul nog koning is en Dawid is van, okay, hoorie, maar dis nou awkward soos ek weet ek gaan nou die volgende koning wees, maar ons het nog 'n koning en dit is verraad as ek nou daar gaan praat en wat moet ek nou op jou en doen? Hy weet nie wanneer hy gaan koning word nie. En hy loop met hierdie gedagtes, dan kom sy pa na hom toe en hy sê, hoorie, ek wil gou met jou chat en jy wat die volgende koning is van Israel en ek wil jou iets vra om te doen wat 'n slaaf eintlik kan doen. Dawid kon maklik dalk gereageer het soos ek dalk in daai situasie sal gereageer het en met myself gepraat het in die lyn van hoorie, maar hy kan nie ernstig wees nie. Eers dink hy ek is nie waardig genoeg om by hulle saam met hulle die offers te maak en saam met die profete te wees en nou ewe skielik vra hy vir my Dawid, die volgende koning van Israel, om vir my broers al hierdie goed te vat terwyl hulle besig was om te veg. Ek kan dit nie glo nie. Dawid tree op soos wat sy karakter is en dit wat God raak gesien het. En hy's gehoorsaam aan sy pa se opdrag. Hy was nederig genoeg om dit te doen, al het hy geweet dat hy die volgende koning van Israel is. Hy het geweet wat sy toekoms vir hom inhou. Hy het geweet dat hy die volgende koning van Israel gaan wees. Maar hy doen iets
wat 'n nederige hart vereis en hy stem in vir dit wat sy pa vir hom vra. Nou die gesprek tussen Dawid en sy pa, leer ons dat ons nederig moet bly in elke situasie, maak nie saak wat gebeur nie. Wanneer God vir ons vra hoorie om iets te doen, soos ek wil hê jy moet gaan dien by die kerk. Ek wil hê jy moet op 'n uitreik gaan hospitaal toe. Ek wil hê jy moet met die kinders werk. Stem jy dadelik in jy is gewillig, of is jou reaksie meer in die lyn van moet ek gaan stoele pak? Moet ek iemand in die hospitaal gaan besoek? Het hulle dan geen idee wat my posisie by die werk is nie? Ek is 'n direkteur van my maatskappy. Weet jy wat verdien ek 'n maand? Hulle kan bly wees ek is daarom in daai kerk so nou en dan. Dis nou 'n bietjie rof. Maar soms van ons wonder hoekom die Here ons nie meer seën en meer gebruik en meer iets in ons lewe doen nie. En die hartseer realiteit is dat daar's mense wat nooit hulle volle potensiaal in die wil van die Here sal kan uitleef nie. Nie as gevolg van 'n reus Goliat wat in jou pad kom staan nie, maar die reus met die naam van hoogmoed, wat jou blok om in daai plek van God se wil op jou in te gaan. Jakobus 4 vers 6 sê die volgende, maar die genade wat hy gee is groter. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dawid kom en hy wys vir ons sy hart, 'n hart wat nederig is. Al weet hy dat hy die volgende koning van Israel gaan wees, doen hy wat sy pa vir hom vra. En hy vat die pad weermag toe, en hy gaan lewer die kos af na die gesprek met sy pa. Dit bring ons by die volgende gesprek. So kom Dawid op die ouend by die weermag aan, of waar die laar opgeslaan is, en ek dink hy moes bietjie onseker gewees het. Hulle is al amper langer as 'n maand daar, maar die geveg het nog nie begin nie. Ek meen as jy vir 'n maand daar is, dan dink jy hoor daai ouens, hulle is al, daar's of min oor of hulle is besig om te wen, want dit hou nou bietjie lank aan. Ek verbeel myself hy het die kos afgegee en gedoen wat hy moet doen, en hy kyk so bietjie rond en hy loop bietjie rond en hy chat bietjie met 'n paar ouens en ewe skielik ruk hy sy nek om toe hy die groot bulderende stem van Goliat hoor, terwyl hy Israel en die Here uitdaag soos hy 3 dae voor dit gedoen het. Nee, wag. 40 dae voor dit het hy dieselfde gedoen. Ek verbeel my hy het so bietjie eintlik sy nek opgeruk en gedink, hoorie maar, ek moet gou hoor ek reg? Hoor ek reg die woorde wat nou gesê word? En wat vir my baie interessant is, Dawid hoor dieselfde woorde as wat die soldate vir die laaste 40 dae gehoor het, maar sy reaksie as hulle sin is heeltemal anders. Dieselfde woorde van die reus Goliat wat die soldate van Israel vasvang met vrees en eintlik laat bang raak en laat die woord sê hulle het gebewe, veroorsaak dat Dawid opstaan en reageer. En wat ons moet besef is Dawid het saam met God gewandel. Hy was ingestel op die stem van die Here. Hy het geweet wie hy is en hy het geweet aan wie hy behoort. En as gevolg daarvan reageer hy anders. So ek voel my lippe begin vasplak. So, hy was ingestel op die stem van die Here. Hy het geweet wie hy is, hy het geweet aan wie hy behoort en as gevolg daarvan reageer hy heeltemal anders. Hy was ingestem op sy geloof en sy vertroue was in God. En nie die reus wat hy hoor nie, maar die ding is, onthou wat het Hugo verlede Sondag vir ons gesê, dat when we walk by faith and not by sight. En as dit die geval is, dan reageer jy anders as die res. 1 Samuel 17 vers 22 tot 26 sê, en terwyl hulle spreek, kom juist die baasvegter Goliat as sy naam, die Filistyn uit Gat, uit die slagordes van die Filistyne, en hy spreek dieselfde woorde, sodat Dawid dit hoor. Maar toe al die manne van Israel dit sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaaf, oorlaai met groot rykdom, ook sal hy sy dogter aan hom gee, en sy familie in Israel vrystel van belasting. Dit sal nice wees nou met die hele wet increase wat nou gebeur het. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hier die onbesneerde Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag?
Hy hoor die woorde van Goliat en hy weier sy muur dat iemand so oor sy God en oor sy volk praat. En hierdie is waar ons die volgende gesprek kry, waar hy bietjie met die soldate praat. Hy hoor die woorde van Goliat. Hy hoor hierdie bulderende stem. Hy sien hierdie ouens vlug. Hy sien die vrees in hulle oë en wat doen hy? Hy vra, wat sal gedoen word vir die ou wat hom verslaan? Nie, maar hoor, dis 'n regte reus. Hoe groot is hy? Hoe lank is hy? Hoe groot is sy spies? Hoe breed is sy swaard? Nee. Hy vra, wat sal gedoen word vir die ou wat hom verslaan? Dis so asof hy klaar weet en klaar kan sien dat daar 'n oorwinning is wat behaal gaan word. Hy het 'n visie van die oorwinning. Hy kan dit sien. Hy kan sien hoe die oorwinning op die ouend gebeur. Hy word nie oorrompel deur die vrees nie, alhoewel ek dink hy dalk aan 'n situasie dalk kon bang wees, want genade, ek weet ek sou wees. Hy het sy visie op God gehou en nie op die reus wat voor hom staan nie. Maar as ons gaan kyk waarop die soldate gefokus het, dan sal ons verstaan hulle reaksie, dat hulle weggehardloop het, dat hulle gebewe het en dat hulle vol vrees was. Nou vroeër in hoofstuk 17 kry ons in detail hoe Goliat op die ouend, hoe hy gelyk het en alles wat hy gedra het. En die skrywer gaan in baie detail in en daar's 'n rede hiervoor. Hy probeer vir ons uitbeeld waarop hierdie soldate gefokus. Waarop het hulle gefokus wat hulle staan en hulle kyk vir hierdie ou wat op die ouend uitkom. Vers 4 tot 7 sê, hy was 3 meter lank. Hy het 'n borshelm op sy kop. Hy het 'n harnas met skibbe aangetree. Die gewig van die harnas was 57 kg. Daar was 'n brons skerm voor sy bene en tussen sy wapens was daar 'n brons swaard. Die steel van sy spies was so dik soos 'n dwarsbalk vir 'n weefstoel en die ysterlem daarvan was 7 kg. Nou hierdie groot waterbottels, dis 5 kg. Daai ding is 7 kg. En hulle kyk hulle vas in die reus en hulle sien die borswapen, hulle sien sy beskerming, hulle sien sy swaard, hulle sien al hierdie goed wat hy tot sy beskikking het. Hulle fokus op die man en hulle vergeet van die wonderdade wat God vir hulle gedoen het en vir hulle ouers gedoen het in die geskiedenis van Israel so naby aan daai tyd. Daar's 'n spreekwoord in Engels wat sê, where focus goes, energy flows. Hulle fokus op Goliat, so erg dat hulle van God vergeet. Maar Dawid daag op met 'n visie van oorwinning en hy's gefokus op God. God wat hom gered het toe hy teen die beer beklei het, teen die leeu beklei het. En hy sien vir Goliat en hy sê, it's not about the greatness of the giant, it's about the greatness of my God. En as jy House of David gekyk het, dan sal jy dit herken, want dit is 'n lyn in die storie. It's not about the greatness of the giant, but it's about the greatness of our God. En dis hoe dit so opgesom is. Dawid gee nie aandag aan Goliat se swaard of aan sy spies of aan sy borswapen nie, of hy bly gefokus op God en op die duidelike visie, omdat God genoeg krag het om Goliat te kan oorwin. Nou die Heilige Gees het my bietjie uitgedaag terwyl ek met hierdie preek besig is en ek moes vir myself gevra het, hoorie Marassie, het jy 'n visie van oorwinning? Het jy 'n visie van oorwinning vir jou lewe, vir die goed waarin jy is? Kan jy die oorwinning sien? Het jy 'n visie van oorwinning dat jou huwelik sal herstel? Het jy 'n visie dat jy welis en sonde sal oorwin? Het jy 'n visie dat jy 'n pa vir jou kinders en 'n man vir jou vrou sal wees? Het jy 'n visie dat jou kinders sal groot maak in die weë van die Here? As ons dit nie kan sien nie, dan is dit moeilik vir ons om daarop te kan in te beweeg en in oorwinning daarmee te kan leef. Dawid weet dat die God wat hy dien, sal die reus kan plattrek. Hy sien klaar die oorwinning. Nou, na die gesprek met Dawid se pa wat uit die pad uit is, en Dawid het met die soldate gepraat, nou kom ons by die volgende gesprek. En dis die gesprek met Dawid se broer, Eliab. En dis so 'n bietjie 'n heated conversation. Hy was so 'n bietjie warm onder die kraag. Hoor wat sê hy? Vers 28. Toe sy oudste broer Eliab hom die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir Dawid en gesê, waarom het jy eintlik afgekom? Aan wie het jy daardie klomp klein vee in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Nou dit klink basically soos my en my broer se verhouding. Nee, my broer is baie liever vir my as hierdie. Hy is kwaad, hy's lelik met Dawid, die vermetelheid en die boosheid van jou hart. Wat het vroeër in die hoofstuk gebeur?
Samuel het hom oorgesien, het vir Eliab oorgesien, vir die volgende koning van Israel. En hier sien hy sy klein boetie by die oorlogveld, en daai jaloesie kom uit. En hy dink, boetiekie, nou vat ek jou vas. En hy praat met hom, en hy sê vir hom iets leliks. Hy was jaloers gewees. Nou, almal weet, ek hou van eet. Soos ek Eliab was, sou ek baie bly gewees dat hy met 16 kg koring, klomp brood en klomp kaas by die oorlogsveld opgedaag het. Want hulle was omtrent al 40 dae daar, so ek dink die brood was al oud en die kaas was al gemif. En so ek sou bly gewees het as hy vir my iets gebring het. Maar wat doen Dawid in daardie situasie? Gaan hy en hy sê vir hom, met wie dink jy praat jy? Ek is die volgende koning van Israel. Wat doen Dawid? Die woord sê, en hy het hom weggedraai. Hy het net omgedraai. Hy draai om en hy draai sy rug op Eliab en hy sê, hoorie, ek is nie hier om met jou te beklei nie. Dawid het geweet dat Eliab is nie die vyand nie. Hy is nie die rede hoekom hy daar was nie. Dis nie die geveg waarvoor hy op die ou end opgedaag het nie. Hy het opgedaag om teen die reus te beklei. En dis een ding wat ons, wat in die kerk is, ook moet besef, onder mekaar is daar altyd iets wat wrywing veroorsaak. Iemand wat verskil van jou. Iemand wat iets gesê het van jou. Wat dan beklei ons onderlings en ons risies en ons goed wat vas sit en ons wrywing en die vyand is van, ja, go. Solank hy ons kan besig hou met mekaar te beklei, is hy happy. Wat ons met mekaar beklei, dan fokus ons nie op die reus wat daar is, wat wil moor, steel en verwoes, en die vyand wat wil verwoesting saai in die lewe rondom ons nie. As jy rondom jou kyk, sal jy besef dat dit is besig om te gebeur. Dawid kies om die gesprek met Eliab te stop en te fokus op die regte vyand wat op die ou end voor hom staan. En hy gaan na Saul toe om met hom te deel, hoorie, maar ek sal dit doen. Ek sal met hom gaan veg, dis fine. En ons kom by die gesprek wat Dawid met Saul het. Nou, toe Saul hoor dat Dawid die reus wil veg, probeer hy dadelik vir Dawid stop. Hy sê, nee, jy kan nie. Wat dink jy? Hy gooi laat veg al vandat hy 'n kind is. Hy's gemaak vir oorlog. Moord vir hom is 'n sport. Hy gee vir Dawid so 'n bietjie die geskiedenis van Goliat. Maar al wat ek hoor is hoe hy sy vrees net op Dawid sit. Hoe bang hy is, wat die koning van Israel is, wat net vrees vir Dawid gee. Dis presies wat die vyand baie keer met ons probeer doen. Hy herinner ons van die reus in ons families, of ons vriende, of iets wat jy nog steeds in jou lewe het. Jy kan nie verslawing oorwin nie. Jy sukkel dan al jare op jou en daarmee. Jou huwelik gaan nie werk nie. Julle is net heeltemal te verskillend. Jy gaan nie kan gesonder leef nie. Jy sukkel nog altyd met verandering. Ek meen, kyk hoe was jou pa met jou? Hoe gaan jy 'n goeie pa wees vir jou kinders? Elke liewe een van daai is 'n reuse wat in ons lewe voordat ons kom staan. En hy praat met ons. Terwyl Saul vir Dawid die geskiedenis van Goliat kom gee, ken Dawid 'n ander geskiedenis. 'n Dieper geskiedenis, 'n persoonlike geskiedenis, 'n geskiedenis van die lewende God, saam met wie hy wandel. In vers 34 en 36 sê dit, daarop sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. En as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk van die kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan, verslaan hom, ruk dit uit sy bek uit. En as hy my aanval, hoor gou, dan gryp ek hom aan sy baard en ek verslaan hom en ek maak hom dood. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En hierdie onbesnede Filistyn, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan soos een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Gryp hom aan sy baard en ek slaan hom dood. Dawid kom wys vir ons dat sy vertroue is klaar in die Here. Sy vertroue is groter as die vrees wat hy vir die reus op die ou end het, wat hier voor hom staan. Nou in die gesprek met die koning van Israel wat bang was, kom Dawid en hy verklaar 100% sy vertroue op die Here. En wat volgende gebeur is eintlik so 'n bietjie snaaks, dit lyk asof Saul so 'n bietjie wil opmaak vir iets. Hy sê, okay, go, is fine, jy kan gaan, maar Dawid trek my wapenrusting aan. Sit my helm op, sit my borswapen op, trek my skoene aan, doen hierdie goed. Vat my wapenrusting en gaan veg dan teen Goliat. Nou imagine gou vir Dawid. Skaapwagter, alleen in die veld, was nie waardig geag om by Samuel te wees, al hierdie goed nie, word gesalf as die volgende koning van Israel,
kom by die oorlogsveld aan, besluit hy gaan 'n reus fight, en hy kom en hier sê die koning van Israel vir hom, hoorie maar, ek wil hê jy moet my klere aantrek. Trek my klere aan, trek my wapenrusting aan. Hy het nog nooit so iets waardevols gedra nie. Hy het ook nog nooit teen 'n reus beklei nie. So het hy dalk gewonder oor, maar het ek dit ook nodig? Moet ek dit ook doen? Moet ek dit aanhou? Maar Dawid besef dat hy nie kan nie. Hy besluit om die koning se wapenrusting uit te trek, en ek verbeel my hoe hy weer sy stowwerige sy skaapwagterskleed weer aantrek, en hy vat sy staf en hy stap uit. Hoekom? Want dit was nie wie hy is nie. Dit was nog nie wie God, dit was nie God se plan vir hom op daardie oomblik nie. Nog nie op daai stadium nie. En ons leer iets hierso by uit die gesprek tussen Saul en Dawid. En dit is dat God het elke een van ons gemaak vir 'n spesifieke doel en vir 'n spesifieke rede. Jou doel verskil van die persoon langs jou se doel. God het jou gemaak en geroep vir 'n spesifieke doel. Moenie iemand anders se roeping of doel probeer volg nie. Ek gaan doen wat hy doen, want dit lyk of dit werk. Kan ek julle 'n spoiler gee? Ek is nie Hugo nie. En ek kan nie Fransjo wees so goed soos Fransjo kan wees nie. Maar ek is die beste rassie. Behalwe rassie Erasmus. Hy is die beste. Ek is die beste Erastus. En ek dink jy kan verstaan wat ek bedoel, dat God het jou gemaak soos wie jy is. Wees wie jy is. Wees wie God jou gemaak het, net soos Dawid. Hy trek sy gewone klere aan en hy gaan na die naaste stroom toe en hy tel 5 klippies op soos wat die liedjie sê, en die hele preek bou na hierdie oomblik toe. En hy kom na Goliat toe, en toe Goliat hom sien, toe lag hy. Toe sê hy vir hom, dink jy ek so hond, dat jy met 'n stok na my toe kom? Maar wat Goliat nie geweet het nie, is dat Dawid nie eintlik net met sy staf en met sy slingervel opgedaag het nie. Dawid was paraat. Hy was reg. Hy was paraat na al die praat. In 1 Samuel 17 vers 45 sê dit, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Goliat probeer met Dawid spot, om hom te sê, dink jy ek is 'n hond? Maar Dawid se vertroue is in sy God. Dis nie in sy eie vermoë nie. Dis nie in die koning se wapenrusting nie. En dis ook nie in die weermag wat agter hom staan nie. Dawid het met God gewandel. Hy het met hom gepraat, hy het hom geken, hy het geweet wie hy is. En dis waar sy vertroue gelê het. En ja, alhoewel hy 'n slingervel en 'n klip gehad het, is dit nie die wapen wat hy gebruik het nie. Die wapen wat hy in sy geveg gebruik het, is die naam van die Here. Hy het opgedaag met die naam van die Here. Hierin lê ons so 'n groot waarheid, en ek hoop dat dit vir jou net 'n klein bietjie bemoediging gaan wees vir iets wat jy dalk in jou lewe aan is, of iets wat in jou lewe aangaan, en ek's amper klaar, Lisa, julle kan regmaak vir die nagmaal. En die krag wat Dawid tot sy beskikking gehad het, is tot my en jou nog steeds tot ons beskikking. Want die God waarmee Dawid gewandel het, daar in die veld, so met wie hy tyd spandeer het, dis dieselfde God wat ons nog steeds vandag dien, en 'n verhouding wat ons mee kan hê. Elke keer wanneer Dawid gepraat het, was hy paraat, want hy het so met God gewandel. Dawid het nie die reus verslaan nie, maar God het. En ek wil jou sê, ek weet nie waar jy gaan nie, ek weet nie wat dit is wat in jou lewe afspeel nie, maar wees soos Dawid, en spreek die naam van Jesus oor jou angs. Spreek die naam van Jesus oor jou bekommernisse en oor jou worries. Spreek die naam van Jesus oor jou uitdagings. Spreek die naam van Jesus oor jou huwelik. Spreek die naam van Jesus oor jou kinders. Spreek die naam van Jesus, want dis waar ons krag lê. Dit lê nie in ons eie vermoëns nie. As ons kan nederig bly, 'n visie van oorwinning het en weet, God het klaar die oorwinning gehad, dit het Jesus ons aan die kruis gedoen het, wat ons vanoggend hier gaan gedenk. Hierdie is 'n celebration van die oorwinning wat God klaar behaal het. Ons kan in daardie oorwinning leef, maar die vyand het seer en hy wil jou terugkry.
en ons angs en ons worry en ons goed wat gebeur in elke liewe een van ons lewens, mag ek vir jou bemoedig vanoggend en sê, spreek die naam van Jesus. Soos Dawid dit in sy slingervel gehad het en hy die klip gegooi het. Hy het die klip gegooi nadat hy gesê het, ek kom na jou toe in die naam van God. Die God van Israel, die God van die leerskale van Israel wat jy uitgedaag het. As ons die naam van Jesus spreek, dan sal ons besef wat dit is waar ons krag lê. Nie in ons eie vermoë nie. En wanneer ons die naam van Jesus spreek, wanneer ons dit doen, dan daag God op en goed verander. Jou situasie verander, jou gemoed verander en die manier hoe jy praat verander. So ek wil hê in die week en in die tyd wat voorlê, hier's crazy goed wat gebeur. Aardbewings, oorloë. Die Bybel sê vir ons hierdie goed gaan gebeur. Praat paraat. Jesus is lief vir jou. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy is daar vir jou in elke situasie waar jy gaan. Spreek die naam van Jesus oor elke uitdaging in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend net weer, eintlik net in oorwinning na U toe en besef, Here, dat U al die werk klaar gedoen. Here, dankie dat hierdie las so eintlik van ons skouers afval, dat ons besef, Here, hierdie is nie ons fight om te fight nie, Here. U gee vir ons die krag deur dit wat U vir ons gedoen het, Here. Ons krag lê in U naam en in U naam alleen. Here, ek wil kom vanoggend en ek wil die naam van Jesus en die naam van God, ons hemelse Vader, spreek oor angs, oor bekommernisse, oor mense se kinders, oor goed wat ons U oor vertrou. Dit is waar ons krag lê, Here. Dankie dat U beskikbaar is vir elke liewe een van ons. Dankie dat U lief is vir elkeen van ons. Here, ek wil vra as iemand is vanoggend wat nog nie 'n verhouding het met U nie, Here, dat U hulle so sal aankla in hulle hart. Here, dat hulle nie sal anders kom as om met iemand te kom praat en sê, ek kan nie so aangaan nie. Ek wil ook van daai krag hê. Ek voel moeilik, ek voel sonder krag, ek voel pap, ek voel afgemat. Ag Here, dankie dat ons vanoggend in celebration nagmaal kan gebruik. Oor die prys wat betaal is, die oorwinning wat behaal is. Help ons dat ons nie hierdie krag vir onsself sal hou nie, Here, maar dat ons dit sal uitvat daar buite vir die mense daar buite, Here, dat ons die woord sal uitdra, dat ons die disippels sal wees, Here, en dat ons gewapen sal wees met U woord. En nie sal kyk na die vyand se swaard en sy spies en sy borswapen en sy skild en al hierdie groot goed wat die vyand in die leenste is vir ons vertel en hoe hy ons met ons probeer spot nie, soos wat gaan jy doen? Maar ons weet, is nie wat gaan ons doen nie, wat gaan ons God doen? Dankie, Here, ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nogmaals spanne vra om vir ons vorentoe te kom, solank die tafel voor te berei. Rassie, baie dankie vir 'n wonderlike woord. Vriende, vanoggend die krag wat daar lê in die broodjie, die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is, die krag wat daar lê in daardie glasie met sy sap of sy wyn, is in die naam van Jesus Christus, ons koning. En in die nag waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem en hy het gesê, hy het dit gebreek, gesê, dis my liggaam, en ons almal kan deel hê daaraan. Vanoggend word ons genooi as 'n geloofsfamilie om daaraan deel te hê, dit te eet, dit in te neem, en so word Christus deel van ons, en die wyn te vat, en die sap te vat, en te drink sy kosbare bloed wat ons skoon gemaak het, want God het hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, en die krag wat daarin is, kan alles in ons lewe verander. So as 'n geloofsfamilie kan ons vanoggend dit saam geniet. Rassie het klaar vir ons 'n gebed gedoen. Hulle gaan vir ons 'n lied bedien, weer daardie lied van I am your beloved, God se geliefde kinders. Vat dit vanoggend in jou hand en gebruik dit soos wat jy dit kry, sommer so in jou eie tyd, saam met iemand langs jou, saam met 'n ander geliefde, en dink aan die groot krag wat daar in Jesus Christus is, in sy naam is, in sy kosbare bloed, in sy liggaam wat vir ons gebreek is. So terwyl hulle ons bedien,
word dit uitgedeel en u kan dit self gebruik en dan sal ek weer met u praat daarna. Baie dankie. I've heard the accusation, I've heard the propaganda, I've heard the lies they whisper to my soul, that I've been forsaken and I'll always be forgotten. No matter what I do, it's not enough. Then I heard a voice that was louder than the heavens, reminding me of who I've always been. I am your beloved, you have bought me with your blood, and on your hand you've written out my name. I am your beloved, the one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. There's no accusation or any condemnation when I look into my Father's eyes. They don't see my sin, they only see redemption. This is how my heart has been defined. And I can hear a voice that is louder than the thunder, reminding me of who I've always been. I am your beloved, you have bought me with your blood, and on your hand you've written out my name. I am your beloved, the one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. The one who knows me best is the one who loves me most. There is nothing that I've done that could change the Father's love. The one who loves me best is the one who loves me most. There is nothing that I've done that could change the Father's love. I am your beloved, you have bought me with your blood, and on your hand you've written out my name. I am your beloved, the one the Father loves. Mercy has defeated all my shame. You're the one who knows me best, is the one who loves me most. There is nothing I have done that could change the Father's love. Ons bring al die lof en ons mag en ons dankbaarheid voor U, Here.
Ek vra verskoning, ek het nagelaat om te sê die wyn is in die middel en die druiwesap is in die buitekant, maar ek het daarom gesien soos daar waar die kinders is, het julle dit mooi gehandel. Jammer dat ek nagelaat het. Vriende, moet nooit onderskat die wonder van wat God kan doen nie. As jy gedink het al die oorwinning lê in 'n klippie en in 'n slingervel, ja, dit het daardeur gebeur, maar soos Ras sê, dit gaan oor die krag van Jesus se naam agter dit alles. En as jy vanoggend dink, 'n stukkie brood en 'n bietjie wyn het betekenis, ja, dit het groot betekenis, want dis hoe ek deel van Christus kry. En dis soos hy ons herinner aan die prys wat hy vir ons betaal het en dat hy weer kom. Mag ons wonderlike God en Hemelse Vader met u gaan. Mag u besef dat die naam van Jesus Christus die grootste naam is en voor hom elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. En mag God se gees met u wees. U gaan in vrede. Amen.